Goeienaand mense, Jaap hier. Ek wil weer praat oor die nagmaal. Ek dink ek het 'n video al gedoen hieroor. Vandag het Jahoe my gewys dat ek weer 'n video moet doen. En nog 'n openbaring met julle deel in verband met die nagmaal. Ek het nagmaal gevier 'n paar dae terug, want ons is mos nou met die Pasga en die ongesuurde brode. En toe het my vrou en dogter gevra, is dit dan maar reg of nie? En moet ons dit vier, moet ons dit nie vier nie? Want daar is allerhande idees wat rondgaan deesdae. En daar is sekere verse soos Johannes 6 wat mense nie reg verstaan nie. En dan dink hulle mag nie die nagmaal vier nie. En ek dink dit is hoekom my vrou dit genoem het. En toe vandag gee Jahoe my openbaring oor die nagmaal. En is baie interessant hoe dit so uit die bloute uit het ek het gewag om 'n vullis weg te gooi, en toe ek na my foon kyk, toe sien ek, hy is skielik op die New King James Version app op my foon. Hy het sommer van self oopgemaak. Toe duidelik kon ek sien dat Jahoe wou hê ek moet iets uit die Bybel lees. Toe voel ek gelei om na Genesis te kyk. En toe word ek gelei na hoofstuk 14 toe. Toe lees ek daar van Melchisedek en sy konneksie met die nagmaal. Dit is baie interessant. En ons weet, daar is 'n konneksie tussen hom en Jehoshua met die priesterskap, maar dis meer as net dit. So kom ons kyk hierna, Psalm 110 vers 4. Jahoe het gesweer, en dit sal hom nie berou nie. U is 'n priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. En ons sien hierso, dit is 'n verwysing na Jehoshua natuurlik. Verwysing na Jehoshua, Messias, wat die priester is van die nuwe verbond. Lukas 22 vers 20. Likewise he also took the cup after the supper, saying, This cup is the new covenant in my blood, which is shed for you. Die nagmaal is daar om ons te herinner dat Jehoshua ingehuldig is as die nuwe priester van die nuwe verbond volgens die orde van Melchisedek. Genesis 14 vers 18. Nou hier is die verse wat ek ontvang het vanoggend. En Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van Jahoe, die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring. Nou toe ek daar lees van die brood en wyn, toe begin allerhande openbarings na my te kom daaroor. Dit is baie interessant geweest. En ons sien hier so dat Melchisedek is 'n priester natuurlik, en van Jahoe, en hy is lang voor Aaron ingehuldig is of as priester. En sy kinders, die Lewiete, was Melchisedek 'n priester. En ons weet dat Jehoshua is volgens die orde van Melchisedek ook 'n priester. Ek sê so, die gedeelte wat ek hierna wil kyk is, en Melchisedek het brood en wyn gebring. Die instelling van die nagmaal, communion, Jehoshua is 'n vervulling van die brood en wyn wat Melchisedek vir Abraham gegee het om te eet en drink. Daarom dat Jehoshua soos Melchisedek weer die brood en wyn gee vir sy disippels en dan aan hulle meedeel, dat die brood en die wyn verwys na sy dood. Dit verwys na hom, dit verwys na die dood, na sy dood. Die feit dat hy die nagmaal hou met sy disippels, wys hy vir hulle dat hy is 'n priester volgens die orde van Melchisedek, ter vervulling van Psalm 110 vers 4, wat ons gelees het heel eerste. So ek weet nie of sy disippels dit gesnap het toe hy dit doen nie. Miskien het van hulle dit so verstaan, ek weet nie, hulle het nogal hulle Bybel goed geken, die wet en profete. So ek dink van hulle dit besef, dat hy wys vir hulle, hy is 'n priester volgens die orde van Melchisedek. En hy vervul Psalm 110 vers 4. Genesis 14 vers 19. En hom geseën en gesê, hierdie is nou Melchisedek, en hy het Abraham ons nou geseën. Geseënd is Abraham deur Jahoe, die Allerhoogste, die skepper van die hemel en aarde. Melchisedek se nagmaal, communion, gaan hand in hand met 'n seëning. Net so gaan Jehoshua se nagmaal, communion, net voor sy dood, hand aan hand met 'n seëning. Wat 'n seëning?
vergifnis van sondes, verlossing van die doderyk, ontvang van Jahwe se Gees en die ewige lewe. Kom ons kyk nou na Yahushua se kontroversiële stelling dat ons sy bloed moet drink en sy vleis moet eet in Johannes 6. Mense, konteks is baie belangrik. So kom ons kyk eers na die konteks. As jy Johannes 6 lees, vind mens dat die mense wou Yahushua koning maak, omdat hy brood vermeerder het. Hulle het hom gevolg vir daardie rede. Dit is duidelik die verkeerde rede. Daarom dat Yahushua hulle wou laat verstaan hoekom hy eintlik gekom het, om mense geestelik brood en lewende water te gee, geestelike brood en lewende water te gee. Hy het dus hulle geestelike onderskeidingsvermoë getoets met 'n reeks toenemend uitlokkende stellings, wat gekulmineer het in die een hierbo. Hulle het aanstoot geneem, dit het geklink soos kannibalisme. Die Yahushua verkoning veldtog het skielik verdamp. Dit blyk dat hy reg was oor hulle gebrek aan onderskeidingsvermoë. Ja, Yahushua was nie van plan om 'n koning gemaak te word deur hulle nie, vir die verkeerde redes, of dat hulle hom volg vir die verkeerde redes nie. En dis hoekom hy hierdie stellings gemaak het. Maar kom ons kyk 'n bietjie hierna, meer breedvoerig. Johannes 6 vers 33 tot 36. Want die brood van Jahwe is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Hier is mos nou Yahushua. Toe sê hulle vir hom, meester, gee ons altyd hierdie brood. Hulle verwys nou na fisiese brood hierso. Maar hy verwys na die na die geestelike brood. So duidelik het hulle is al klaar op die verkeerde voet hierso. Hulle weet al klaar nie waarvan hy praat nie. En Yahushua sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Dit laat my dink ook aan daai vrou by die put, vir wie hy gesê het, ek kan vir jou water gee, en jy sal nooit weer dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê, dat julle my gesien het, en tog glo julle nie. Ons sien dat om te eet en drink, beteken om te glo. Ons gaan Johannes 6 vers 51, en die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Ons sien brood is gelyk aan sy vlees, né? Hy is die brood wat neerdal, maar die brood verwys na sy liggaam. Water is bloed en Jahwe se gees. Efesiërs 5 vers 26, want ek wil nou kyk na beide die brood en die water, né? That he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Ek het nou nie die Afrikaanse hierso nie, want hy sê doop, hy praat van doop, en ja, ek is nie in konteks reg nie, dink ek. Water is gelyk aan bloed. Yahushua is die woord en sy bloed is die water wat ons reinig van alle sondes. Maar natuurlik, die water verteenwoordig ook Jahwe se gees. Kom ons kyk hierso, Johannes 7 vers 37 tot 39 sê dit. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Yahushua gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die gees wat die sou ontvang, wat aan hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Yahushua nog nie verheerlik was nie. Ons sien dat die water wat Yahushua van praat is beide sy bloed, wat die mens reinig, maar daarna ontvang die persoon Jahwe se gees, wat dan vergelyk word met water wat uit 'n mens se hart vloei. Ja, so water het twee betekenisse lyk my. Dit kan verwys na Yahushua se reinigingsbloed, maar ook na Jahwe se gees wat vloei uit 'n mens se hart. Nadat jy Yahushua ontvang as jy verlosser. Johannes 6 vers 51. Hier is nog 'n deel van die vorige vers wat ek genoem het. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En dan sien ons in Johannes 6 vers 47, Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Vers 47 sê dat wie glo het die ewige lewe, en vers 51 sê wie die brood eet, het die ewige lewe. Dit is die konteks vir eet en drink.
En ons het al klaar gesien mense dat die brood is Yahushua se vlees. Hy verwys na die brood as sy vlees. So om te eet en drink beteken om te glo. So hier kom ons by hierdie stelling wat die mense aanstoot geneem het. In Johannes 6 vers 53. En Yahushua sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet, sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy praat van die ewige lewe. Yahushua het klaar gesê vroeër in die hoofstuk dat om te eet en te drink beteken om te glo. So om sy vlees te eet en sy bloed te drink beteken om te glo in hom as verlosser. Mense, dis beeldspraak. Dis nie letterlik dat jy gaan sy bloed drink en vleis eet. En dis ook weer die mense het nie 'n koek en klou gehad waarvan hy praat nie, want hulle was nie daar vir die regte redes nie. Jou se gees het hulle nie daartoe gelei om hom te volg nie. Hulle vlees het hulle gelei om hom te volg. En dis hoe hy die onderskeid gemaak het tussen wie hom regtig moet volg en die wat maar net daar is vir lekker etes en vir die verkeerde redes. Ek sê jy sal onthou, Yahushua se doel met hierdie gesprek was om die mense uit te sif wat vir die verkeerde redes hom gevolg het. Ons het gesien dat as hy van brood praat en water praat in die Bybel, kan albei verwys na sy dood. Sy bloed wat hy stort en sy vlees wat hy gee as sondeoffer vir ons. Dit is alles beeldspraak en het niks te doen met die regte bloed of mensvleis nie. So ter opsomming. Die nagmaal is ingestel deur Melchisedek in Genesis. Yahushua het dieselfde gedoen as Melchisedek, want die brood en wyn verteenwoordig hom. Dit verwys na sy lyding en dood vir ons sondes, sodat ons geseën kan word deur Yahuwah. Yahushua het ook dieselfde gedoen as die priester Melchisedek, om te wys dat hy is ook 'n priester volgens die orde van Melchisedek. Maar soos vir die disippels verduidelik het, hy is beide die priester en offer wat die nuwe verbond inhuldig. Kom ons hou die nagmaal ter herinnering aan Yahushua, dat hy ons priester en offer is. Matteus 26 vers 28. Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. En mense, dis die video wat ek wil gemaak het hieroor. Soos ek gesê het in die begin, ongelukkig is daar mense wat nie hierdie goeders, ek dink reg verstaan nie. En dan vir mense sê dat hulle moet nie die nagmaal vier nie, want dit is teen die wet. Maar ons sien dat die nagmaal is ingestel in die wet. En ons sien dat Melchisedek het dit ingestel. Dat hy die nagmaal gehou het met Abraham. En dat Yahushua in sy voetspore gevolg, hy het presies dieselfde gedoen as Melchisedek. Hy het ook die brood en die wyn gebring vir sy disippels, vir hulle gegee, maar hy het verder gegaan as Melchisedek, en hy het vir hulle verduidelik wat dit beteken, waarvoor dit staan, en hy het gesê, dit is sy liggaam en sy bloed, en hy is die offer. Hy is die offer wat geoffer gaan word vir die sondes van die wêreld, né? Om die nuwe verbond te kan inbring. En dit is hoekom mense die nagmaal moet vier en dit onderhou. Want dit herinner mens dat Yahushua is die priester volgens die orde van Melchisedek. Hy is ons priester van die nuwe verbond en hy is ook ons offer. Ja mense, daar is niks fout daarmee om die nagmaal te vier nie. Mens kan nie beeldspraak gebruik en sê, o gats, nou mag ons dit nie eet en drink, want dit is nou sy bloed en sy vlees nie. Die wet praat spesifiek van letterlike fisiese liggame en bloed, nie van beeldspraak, vleis en bloed nie. Dit is twee verskillende goeters. Maar in elk geval, geniet julle aand. En ons praat weer oor iets anders. Ek wil nog 'n video doen oor, iemand het 'n comment gegee, want hulle wil net weer meer inligting hê oor hoekom ons net Yahuwah moet aanbid. So ek is besig om 'n video daaroor saam te stel, met nog ander verse ook. So ons praat weer volgende keer. Totsiens.